Goeiemôre, ek is Pastor Nikkie Bezuidenhout en ek is besig met hierdie reeks video's wat vir jou gaan oor, om jou te bemoedig oor wat moet ek en jy weet op ons pad hemel toe. Dinge wat die Here wil hê ons nodig het om te weet, wat ons gaan versterk en ons baie gaan help. En vanmôre wil ek met jou praat oor God se rotsvaste beloftes vir ons in hierdie dag waarin ons lewe. Daar's 'n slagspreuk wat sê, whatever can get your attention will get your direction. En dit is so waar. En ek glo die Here, waarom die Here vir ons hierdie woord wil gee, is dat om vir ons te help om reg te dink, om te besef wat hy vir ons in store het as sy volgelinge en as sy kinders wat hom liefhet en wat hom dien. Efesiërs 1:18 sê die woord dat die Here het vir ons verligte oë van ons verstand gegee, sodat ons kan verstaan wat hy vir ons wil verstaan wat hy wil hê ons moet weet in sy geseënde woord. Ek het 'n klomp skrifgedeeltes wat ek met jou wil deurwerk, en die woord is bemoediging wat vir jou gaan help. In 2 Petrus 1:3-4 lees ek hierdie woorde: immers sy goddelike krag het vir jou en my, vir ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy vir ons die grootste en die kosbaarste beloftes geskenk het, sodat ons daardeur deelgenote kan word aan die goddelike natuur, nadat ons die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Nou hierdie skrifgedeelte verleen hom tot baie diep gesprekke, tot baie dieptes wat ons kan oorpyns, wat vir ons baie gaan help in die pad vorentoe. Maar kom ons gaan dit net gou weer 'n keer deur. Hy sê immers sy goddelike krag het vir jou en my alles geskenk. Jy moet dit nie verdien nie, hy het dit klaar vir jou gegee. Hy het alles geskenk wat tot die elke dag se lewe dien, wat ons nodig het vir elke dag. En ook om godvrugtig te lewe, beteken om soos 'n Christen te lewe elke dag. Hoe gaan ons dit doen? Deur die kennis van hom. Jy sien wat ek hier in my hand het, is God se geseënde woord. Dit is die Bybel. Dit is die rigtinggewende aanwyser in ons lewe. God doen niks sonder sy woord nie. Deur sy woord bemoedig hy ons, deur sy woord leer hy ons, en hierdie boek is God se denke aan ons geopenbaar, God se wil wat hy aan ons bekend gemaak het. En om kennis van God te hê, moet ek die woord van die Here lees en dit bepyns dat ek die woord in my hart kan inkry. En so het hy alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Waardeur, nou hoor wat sê hy, waardeur die woord, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat ons daardeur deelgenote kan word aan die goddelike natuur. Die goddelike natuur praat van die lewe wat 'n Christen lewe. Jy lewe elke dag om hom te dien. Jy lewe elke dag sodat jy hom kan lief hê, want jy het hom lief met jou hele hart. En dis al wat dit beteken. Jy het 'n deelgenoot van die goddelike natuur. Nadat ons die verdorwenheid ontvlug het, dit beteken die Romeine 3:23 sê almal in die wêreld het gesondig en dit sny ons af van die heerlikheid van God. Maar wanneer ons tot 'n bekering kom, dan kom die Heilige Gees en hy maak ons 'n deel van die goddelike natuur van God se familie. En hy help ons om te ontvlug, dat ons nou kinders van die Here kan wees. En hoe het ons dit ontvlug? Tot 'n bekering te kom. Jy het jou hart en jou lewe aan Jesus Christus gegee. 2 Korintiërs 1:20 staan dit geskrywe, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons. Hierdie is 'n baie belangrike woord om te verstaan, dat die beloftes is in hom, hoor, in Jesus, het niemand anders dan nie, in Jesus. Handelinge 4:12 sê dat die saligheid is in niemand anders dan nie. En daar is ook geen ander naam as die naam van Jesus Christus gegee onder die hemel of op die aarde waardeur 'n mens gered kan word, en dit is die naam van Jesus Christus alleen. Geen ander naam in hierdie wêreld kan vir jou saligheid gee as Jesus Christus. So pas op vir al hierdie vreemde dwaalleerstellings wat daar buitekant is, wat Jesus Christus nie erken en God nie erken nie. Die saligheid is net in Jesus Christus, en dit is hoe dit is. Hebreërs 10:23 kom die Here se woord, en hy sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Romeine 4:21
dat ons ten volle oortuig is dat hy ook mag het om te doen wat hy beloof het. Nou hoor hierdie woord. Jeremia 1 vers 12. Die Here sê, want ek is wakker oor my woord om dit te vervul. Ek is wakker oor my woord om dit te vervulling te bring. O, kinders van God. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 11 tot 14. Hy sê, in hom, in Jesus, en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, nadat julle hierdie evangelie gehoor het, nadat julle dit geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat sy ons eiendom te verseël en te verlos tot lof van sy heerlikheid. Hierdie skrifte geuiting aan sommige van die grootste en aangrypendste lewensveranderende waarhede denkbaar. Kinders van die Here, jy sien wanneer God 'n belofte maak, dan hou hy dit. 2 Petrus 3 vers 9 sê die Here vertraag nie sy beloftes nie. Inteendeel, God is getrou om sy beloftes in stand te doen. En die Bybel sê Numeri 23 vers 19, wat sê die Engels, hy sê God is not a man that he can lie, or a son of man that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? En die apostel Paulus, wanneer hy aan hierdie goddelike waarhede dink, is so aangegryp deur die woord van die Here en dat hy uitroep in Efesiërs 1. Hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge van God in Christus in die hemele. Nou die slim mense het hierdie boek gevat en het hierdie boek deurgewerk. En hulle het vasgestel, nou hoor nou, daar's 3573 beloftes in hierdie Bybel vir jou en my wat God liefhet. Ek sê weer, 3573 beloftes vir ons wat God liefhet. Dit is 'n geweldige magdom beloftes wat God sê, en hy sê ek is wakker oor elke een van hulle om hulle in vervulling te bring. Kind van God, skep moed vanmôre, man. Skep moed, hou moed. Die Here het vir jou baie kosbare dinge beloof, hoor. En die vraag is, wat is 'n belofte? Dit is so, wanneer mense die woord belofte, beloof hoor, dan raak sommige mense sinnies en sommige raak krities, want ons het al te veel kere ervaar dat mense maak beloftes, dan hou hulle dit, ja, ek en jy ook. Ons het ook al beloftes gemaak wat ons nie nagekom het nie. Jy sien, die regering maak beloftes en hulle hou dit nie. Die politici maak beloftes en hulle hou dit nie. Maar daar is een, hoor my, wat 'n belofte maak, wat dit nooit sal nalat nie. En God beloof, hy sal elke belofte wat hy gemaak het, sal hy in vervulling bring. 'n Mens kan seker sê God het nie nodig om beloftes te maak nie. Maar die Here beamoen sy woord, hy sê hy is nie 'n mens. Numeri 23 vers 23 sê, hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Wat hy gesê het hy beloof, wat hy beloof het, dit is wat hy vir ons gaan doen. As ek nou dink aan God se belangrikste beloftes, daar is te veel. Hoor my, daar is baie, hoor. Maar as 'n paar wat ek vanmôre vir jou gaan lees, ek het al die skrifgedeeltes uitgetik en op die rekenaar gesit, en gaan hulle saam met jou een vir een net deurgaan. Net so 'n paar. En dat jy net kan sien hoe kosbaar is die Here se woord vir jou en vir my op hierdie pad hemel toe. En weet jy, God wil jou so oplig en hy wil jou versterk. Hy sê hierdie woord in Numeri 15 vers 41, ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte gebring het, om vir julle 'n God te wees. Ek is die Here julle God. Wanneer hy sê hy is ons God, beteken dat ons is vir tyd en vir ewigheid, vir altyd is ons syne, en ons behoort aan hom. Saam met hom sal ons wees vir ewig en altyd. Tweedens, hoor wat sê Psalm 121 vers 5 tot 8. Hierdie is 'n bedevaartslied. Hoor hoe mooi is hierdie beloftes van die Here. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, en jou bewaarder kan nie sluimer of slaap nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder.
Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Kan jy dit verstaan? Elke dag gaan die Here oor jou waak en hy gaan jou bewaar. Deuteronomium 7 vers 13 sê die Here, hy sal jou lief hê en hy sal jou voorspoedig maak. Kind van God, wat 'n wonderlike belofte. Johannes 3 vers 16, hoor hierdie belofte. Ek het jy dit van sonneskool daar afgeleer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons lees dit weer, maar kom ons maak dit persoonlik. Waar daar wêreld staan, sit jou eie naam daarin. Want so lief het God vir Nikkie gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat as Nikkie in hom glo, hy nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Here wil ons so graag in die hemel hê. Hy wil vir jou so graag in die hemel hê, dat hy sy liefde vir jou uitgestort het en sy seun Jesus gegee het. Jesaja 53 sê, die straf wat ek en jy moes dra, het hy op hom geneem, het 'n reiling gemaak. Hy het ons sonde gevat en gee hy vir ons sy vrede. En nou is Paasnaweek nader kom, gaan ons 'n bietjie daaroor verder praat. En hy het vir jou die ewige lewe gegee. Johannes 6 vers 37. Al wat die Vader my gee, dis die Here Jesus wat hier praat. Hy sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Ons voel baie keer so onwaardig. Ons voel baie keer so besoedel en onrein, dat ons dink ons is te sleg om ooit gered te word. Maar God sê in hierdie woord van hom, dat hy beloof met 'n eed, hy sal vir jou nooit wegstoot nie. Kind van die Here, man, vrou, seun, dogter, as jy na hierdie woord luister, en jy voel, soos wat ek nou beskryf het, jy voel verneder en jy voel vuil en onwaardig, kom net na Jesus toe, kom net soos jy is, en hy waarborg, hy gaan jou red. 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid vir ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons, ek en jy, 'n onverwelklike, onbesmette, onverganklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in hierdie laaste tyd. God beloof hierdie belofte van die ewige saligheid vir jou is 'n belofte van ewigheid. En dit is soos 'n garnisoen soldate wat hierdie erfenis vir jou beskerm. Dis net jou en niemand anders kan dit kry nie. Hy gee vir ons almal, maar hy gee vir jou persoonlik jou erfenis. En hy sê dit vir jou bewaar in die hemel. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê die Here, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook vir ons die uitkoms gee. Jakobus volg op in dit, Jakobus 1 vers 12. Hy sê, salig is die mens wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. So God sal ons altyd laat triomfeer. Elke dag is daar versoeking. Die Satan is elke dag daarop uit om vir jou en my te kry om te kan struikel en te val. Maar God help ons deur al hierdie dinge om meer as 'n oorwinnaar te wees. Psalm 34 vers 16. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is tot hulle hulp geroep. Die oë van die Here is op jou as 'n regverdige en sy oor tot jou hulp geroep. Elke oomblik van die nag en die dag is die Here se oë op jou. Niks kan jou pad langskom wat die Here nie weet nie. Hoor wat sê Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is en hy is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Hy is naby die wat hartseer is. Hy beloof dit. Psalm 37 vers 4 en 5. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Nou wil ek vir jou die telefoonlyn
na die hemel gee. Ek het baie vir die gemeente gesê, telefoon na die hemel is nooit beset nie, hoor my. Nou gaan ek vir die telefoonlyn, die direkte lyn na die hemel toe gee, waar jy kan dit enige oomblik van die dag en die nag kan jy hierdie nommer skakel, hoor. 462-5015. 462-5015. Pastoor, wat beteken jy? Wat bedoel jy? 462 is Psalm 46 vers 2. Hoor wat sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. En as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Dan volg Psalm 50 vers 15 op. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sê jou uitred, dat jy moet my eer. Ek onthou 'n tyd, so 'n paar jaar terug, het ek en my vrou en ons dogter en haar vriend het ons na Sabie Park toe gegaan, my skoonpa, daai plek by die Paul Creer hek. Ek bring vir jou kort getuienis. En nou daai plek het nie elektrisiteit nie, dis donker, is daar by die Bosveld, by die Wildtuin. En ons het laatmiddag daar gekom, nou waar hulle eers gou afstap rivier toe, hulle 3, om te gaan kyk hoe lyk dit daar by die Lapa. Ek sê toe nee, ek kan nie saam gaan nie, ek moet net gou die braai reg kry, want dit word vinnig nou donker, en ons moet nou, en as daar donker word, jy nie jou hand voor jou oë sien nie, en die wilde diere loop in die kamp oor ons daar rond, so ons moet gou maar, as daai vuur aan die gang kry, het ons vir ons kan kos maak, en terwyl hulle weg is, toe hulle uitgeloop het hulle die skuifdeur toegemaak, want jy moet die skuifdeur toemaak vir die bobbejane en die ape wat hulle kan verwoesting saai. En ek is buitekant by die wasstrop besig om net gou die braaigoed skoon te kry wat ons nou gaan gebruik. En ek wil toe in die huis gou teruggaan en ek sien ook wêreld toe ek die skuifdeur toemaak, toe die knip afgeval en die deur is gesluit. Die kar is gesluit en die sleutels vir die kar lê en die sleutels vir die huis lê alles op die tafel in die kombuis. En nou hoe kan ek inkom? Hulle is weg, hulle vuur toe, hulle gaan nou terugkom, as dit pikdonker. En ons moet in die huis inkom, en hoe nou? Alles, ek kan nie inkom nie. En ek dink, die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek slaan my op, en ek roep die Here aan, ek sê, Here, ek is nou 'n groot benoudheid, U moet vir my hierso help. En die Here sê vir my, kyk daar by die braai, kyk, ek sien 'n graaf, hy sê, vat die graaf, gaan na die slaapkamer, nie die skuifdeur, die slaapkamer se skuifdeur. Jy steek die graaf se punt net by die skuifdeur en maak jy net so dik, so maak. Dus daai skuifdeur nooit heeltemal toe, hy het net effentjies gehaak bo. Dat ek die graaf so maak, toe spring hy oop. En ek kan die skuifdeur oopmaak en ek kon ingaan en my sleutels gaan haal en die deur oopsluit. En ek het so geloof, die Here so gedank. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sê jou uitred en jy moet my eer. Dis een van die gevalle, ek het nog 'n klompie ander, maar die Here het daai dag vir my so gehelp. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sê jou uitred en jy moet my eer. God se woord is die waarheid. God is groot en hy is wonderlik. Psalm 55 vers 23. Werp jou sorg op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Hoor wat sê 1 Petrus 5 vers 7. Werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Geliefdes, werp jou bekommernis op die Here. 'n Gedeelde las is 'n ligte las. Gaan vertel die Here die dinge wat jou pla. Filippense 4 vers 13 sê, laat julle begeertes en alles deur gebed met spreking en danksegging aan God bekend word. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Gaan vertel jou saak met die Here. Gaan stort jou hart. Vertel hom wat is jou begeertes. En gee jy goed wat jou pla vir die Here. Lê dit aan sy voete neer. En jy gaan sien hoe gaan die Here vir jou onderneem. Maar Psalm 68 vers 20 sê, Psalm 68 vers 20, geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. Hoor wat sê Johannes 5 vers 24, hierdie wonderlike belofte. Voorwaar, dis Jesus wat hier praat. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom my Vader glo wat vir my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Wauw. As jy my woord hoor en jy glo my woord en jy glo my Vader wat my gestuur het, waarborg ek jou, sê Jesus, ek gee vir jou die ewige lewe.
Jy sal nie in die oordeel kom nie. Die oordeel is vir die goddelose mense wat gaan kom. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is nie. Jy kom nie in die oordeel nie, dit is God se belofte. Glo my, glo sy woord, sê die Here vir ons. Johannes 11 vers 25 kom die Here Jesus by Lazarus se graf na hy al dood is. En het Johannes 11 vers 25 sê hy hierdie woorde vir haar. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. En elke een wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dan vra hy die vraag, glo jy dit? Goddelike waarheid. Elkeen wat lewe en in my glo, dis Jesus self, die God self, God se Seun self, wat dit sê, elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Johannes 14 vers 1 tot 5 is die Here Jesus, die aand voor die kruisiging, met sy disippels in die oppersaal, het hulle vertel hy gaan gekruisig word, hulle is bedroef en hartseer, en hy sê vir hulle hierdie woorde, laat julle hart nie ontsteld word nie, want hulle is ontsteld, môre gaan hy gesterf op die kruis, maar hy het vir hulle gesê, hy gaan weer opstaan. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en ek gaan om vir julle 'n plek te berei. As ek vir julle 'n plek berei, kom ek weer, en ek gaan julle selfs wese agterlaat nie. Ek kom julle haal, sodat julle na my te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die belofte, dat daar is 'n wonderlike hemelse woning, wat hy vir jou voorberei het. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Die woord nooit hier beteken in die Grieks 3 keer. Hy sê eintlik, ek sal jou nooit, nooit, nooit vergewe, en ek sal jou nooit, nooit, nooit verlaat nie. Kinders van die Here, hierdie beloftes, die afgelope 2 produksies wat ek vir jou gegee het, die afgelope 2 video's, het ek vir jou gesê wat die Bybel vir ons deel in Johannes 10. Die Here Jesus sê, ek gee vir jou die ewige lewe, en niemand kan jou uit my hand uitruk nie. Hy sê, my Vader wat groter is as ek, niemand kan jou die hand van my Vader, die Johannes 10 vers 27 tot 30, wonderlike versekering, beloftes, wat die Here vir jou gee oor die ewige lewe, 'n onverganklike, onlosmaaklike woord, wat hy vir jou gee. En kinders van die Here, Romeine 8 vers 38, 39, hy sê, want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. En dan Filippense 1 vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. God se belofte. Ek sluit af. Judas 1 vers 24 tot 25. Aan hom, nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit en die krag en die mag nou tot in alle ewigheid. Amen. Wat 'n wonderlike woord om mee af te sluit. Die laaste een is Johannes 17 vers 11 tot 15. Jesus bid. Hy sê, ek is nie meer in die wêreld nie, hy bid tot sy Vader. Hy sê, maar hulle, ons as die kinders van die Here, ons is nog in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees soos ons. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Vra Here, bewaar hulle, die bose, te midde van enige aanval wat die vyand op jou loods, dat God jou sal bewaar. Dit is 'n geweldige krag, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, sê Judas. Sonder gebrek is die Griekse woord amamos,
En dit beteken sonder smet, foutloos, hemelrein. God het so baie beloftes. Ons kan onmoontlik nie 3573 van hulle lees vandag nie. Maar vat hierdie Bybelboek, gaan lees hierdie Bybelboek. En wanneer jy dit lees, vermeerder jou kennis van God en van die woord. En kyk na die beloftes. Jy vat jou pen, jou kleurmerker, en elke belofte wat jy sien as 'n belofte is, onderstreep hom, merk hom, laat hy uitstaan, dat jy in moeilike tye net die woord so oopmaak, en gaan jy sien al hierdie wonderlike plekke wat so gemerk is in die Bybel. So soms jy kan dit soms een na die ander vat, dan kan jy hulle lees. Jy sien hoe die Here jou gaan oplig en hy vir jou gaan sterk. Christen, man en vrou, seun en dogter, sterkte vir jou. Vader, ek bid vir elkeen wat na hierdie woord geluister het, dat U hierdie woord van U in ons harte laat lewe, want U beloftes wat U vir ons gegee het, is ja en amen, is die waarheid. Dankie vir wat U vir ons beteken. Ons omhels hierdie beloftes en help ons om te glo soos wat U wil hê ons moet glo. Ons het U lief, Vader. Ons het U lief, Here Jesus. Ons prys en ons eer U naam en seën almal wat na hierdie woord luister. Amen. Die Here seën jou.